Okay, kan ons gou glimlag? Lyk gou happy. Kyk gou vir die persoon langs jou. Lyk dit of jy happy is? Judge gou die persoon langs jou. Dis die kerk, ons mag nie judge nie. Lyk ou persoon daarom of hy gelukkig is. Ek's bly julle is hierso. Is julle gereed? Ek gaan in die woord inspring. Ons is besig met 'n reeks. Ons is besig met die fondasie as Jesus. Ons het gesê van die begin van hierdie jaar af en hierdie jaar vlieg met 'n spoed. Ons het gesê ons is besig om 'n huis te bou en die kwartaal 1 bou ons fondasie. Ons fokus absoluut net op fondasie. Vandag hou ons aan om te fokus op fondasie en Maart maand gaan ons ook nog fokus op fondasie. Vandag wil ek hê ons moet fokus op 'n spesifieke eienskap in die woord wat Jesus gegee word. En voordat ek hierdie eienskap gaan introduce, as jy op die YouVersion is, het jy om 10:10 al reeds gesien. Maar voordat ek hierdie eienskap gaan introduce, wil ek eers sê ons trek nêrens heen nie, moenie worry nie. Daar's al 'n klomp wat vir my gevra het wat gaan aan met die bokse. Ek gebruik dit as 'n illustrasie vandag. En elke boks is 'n bousteen, want ons is besig met hierdie hele bouprojek, hierdie metaforiese bouprojek. Maar kom ek nooi jou sommer net so van na 'n vantage point toe. Kom ek nooi jou so vanaf 'n vertrekpunt. Ons gaan vandag hierso begin. So kan ek vra dat jy jou oë toemaak? Ek wil vra dat jy sonder om nou te overthink. Ek besef hier's overthinkers in die room. Moenie overthink nie. Hierso is ek vra jou nou. Wees eenvoudig, dink net eenvoudig. Jy kan nou by die huis gaan overthink. Waar sien jy jouself oor 20 jaar? Natuurlik weet ek glo almal van ons 'n prentjie. Jy kan maar vir my kyk as jy 'n prentjie het waar jy jouself oor 20 jaar sien. Ek twyfel dat enige een van ons 'n prentjie ingekleer het dat ons barely survive. Wie het 'n prentjie ingekleer jy oorleef net? Ons almal het 'n perfekte prentjie gehad, né? Daar's iemand daar agter wat gesê het net. Oom, droom groter. Moenie net survive nie. Ons is nie geroep om net te survive nie. Jy sien, in hierdie prentjie glo ek die volgende. Ons elkeen het onsself envision dat alles het uitgewerk. Ek's rustig. Lewe is goed. Ek's trots op dit wat ek gebou het. Okay, so nou wil ek jou vra vanuit hierdie prentjie uit. Waar bly jy? Sommige net so vinnig recall. Waar bly jy? Wie sit by jou tafel? Nie waar nie, wie sit by jou tafel? Hoe voel jy oor dit wat jy gesien het? Besef van julle is hierdie seker nou weird. Dis nie een of ander se oosterse meditasie. Ek's op pad na iets toe. Wat doen jy elke dag in hierdie prentjie waar jy jouself oor 20 jaar sien? Waarvoor respekteer mense jou? Okay, nou dat almal klaar gedink het. Is jy bewus daarvan, almal van ons is besig om te bou? Ek het nou 'n eenvoudige vraag gevra. Waar sit jy? Waar sien jy jouself? As jy strategies is soos ek, het jy 10:10 klaar begin dink, okay, hoe kom ek daar uit? Want soos ek besef, daar gaan nie net per ongeluk 'n gebou opspring nie. Boom, hier's 'n gebou, waar kom hy vandaan nie? Ons gaan moet bou. Jy gaan intentioneel boustene moet lê om daar uit te kom. So vandag wil ek hierdie vir jou as die vertrekpunt gee. Die vraag is nie, is jy besig om te bou nie. Die vraag is, waarop bou jy? Elke liewe een van ons bou. Is julle met my? Jy moet hierdie weet. En ons is besig met fondasie, al praat ek van bou. Moenie worry, ons is besig met fondasie. Die vraag is, waarop bou jy? En hierdie vraag gaan reg deur die preek echo, want ek wil konstant hê, jy moet hierdie week gaan sit, by die Here tyd spandeer en vir jouself vra, en saam met hom in gebed, waarop bou ek? So kom ons spring prakties in. Dawie, sal jy my kom help asseblief? Ja, Choppie, ek sal jou hierdie keer los. Okay, Dawie, Roan, sal jy my ook help? Maar ek gaan nou op jou staat maak. Dawie, so, hier is ons nou bokse hier voor my. Ek wil dit regtig prakties maak vandag. Dit is 'n eenvoudige boodskap wat nie gemis kan word nie. Kan ek jou vra, gryp so 'n paar bokse, bou vir my 'n muur. Van hier af
tot daarso, so 45 angle. Bou hom so hoog dat ek net oor hom kan sien asseblief. Okay, so gryp 'n paar bokse en dan bou jy vir ons die muur hierso. Terwyl hy besig is, julle kan so kyk, maar asseblief luister vir my. Ek het nou net vir ons gesê, elkeen van ons bou. Elkeen van ons is geïndoktrineer deur die wêreld om spesifiek te bou. En vandag moet jy weet, ek is nie op aanval op hoe die wêreld sê ons moet bou nie. Maar daar's net 'n klein tweak wat ek wil maak. Die wêreld sê vir ons, wanneer ons begin bou, bou van binne af buite toe. So, Dawie is besig om hier een te bou, Barry, ons moet net so met so 'n angle bou. So, daar sy. Daar na daai hoek toe. Die wêreld sê vir ons, bou jouself eers. Met ander woorde, as jy nou vir ChatGPT gaan vra, okay, as ek wil suksesvol wees, wat moet ek eers te bou om suksesvol te wees? My ChatGPT het vir my gesê, bou jou identiteit eers. So met ander woorde, hier begin ons. Bou 'n identiteit, staan op jou eie menswees, leer jouself ken. Daar's verskillende maniere. Natuurlik is ons in die kerk, so ons eerste way of thinking vandag sal wees, vind Jesus. Leer wat sê Jesus oor my. Die hartseer is, as ons daar buite is, Dawie moenie dit overthink nie, ou. Bou net. Jy maak dat ek nou heeltemal, ek dink ek gaan nie daaroor kan sien nie. Ek is nie so lank nie. So jy moet 'n muur bou, al die pad tot daar, agter. Ja, so jy moet 'n muur wees. Wel, jy het 'n pilaar vir ons gebou, so dis goed. Die wêreld sê vir ons, fokus op myself. En so begin ons, okay, fokus op my identiteit. Okay, fokus op my eie drome. Want as ek my eie drome het, dan weet ek ten minste waartoe is ek op pad. Die wêreld, of kom ek sê, die stelsel sê vir ons, leer om selfstandig te wees. As ek met jong mense praat, Paulus sê, as die lus brand, trou eerder. Moenie trou nie, dis beter om nie te trou nie, maar as die lus brand, trou eerder. Vandag as jy met jong mense praat, nee, ek trou eers wanneer ek klaar geswat het en ek my graad het en ek het klink amper asof ek die einde van my lewe bereik het, dan sal ek trou. Nee, leer net eers om self te staan. Bou jouself net eers. Maak seker my emosies is goed. Maak seker jou drome is goed gedefinieer. Maak seker dat XYZ, ek voel soos daar's so baie wat ons kan invul daar. Maak seker dat jy sterk is, jou gesondheid in plek is. Maak seker dat ambisie daar is. Okay, Roan, nou wil ek vra dat jy sal kom asseblief. Bou vanaf sy muur daar na daai kant toe. 'n muur. Okay, so 'n muur, nie 'n pilaar nie, 'n muur. So nou kom die wêreld, as jy jouself gebou het, nou begin jy buite toe bou. So ek het nou my identiteit, my drome is vas, my finansiële sekuriteit is vas, my loopbaan is vas, ek is stabiel, ek staan vasdag, ek het 'n goeie selfbeeld. Nou begin ek bou, wat sien mense van my? Okay, mense sien, ek moet invloedryk, nie mense sien nie, ek moet invloedryk wees. So nou begin ek vra, hoe bou ek hierdie dat mense na my kyk en hulle is soos, hierdie ou het in die vertrekking gestap. So ek begin daai bou, begin besigheid bou, want ons moet geld maak en ons moet suksesvol wees. Ek begin fokus op my leierskap eienskappe. Ek vergelyk en maak net seker dat ek bo is. Julle vang die prentjie. Die stelsel kom sê vir ons bou op 'n sekere manier. En vandag, kom ek lees gou net 'n paar gedagtes wat ek hier geskryf het. Die wêreld sê, die stelsel sê, as jy sterk genoeg is, sal jy alles kan hanteer. Die stelsel sê, word sterk genoeg binne jouself, sodat niks buite jouself jou kan breek nie. Die wêreld leer ons om mure te bou. Maar hier is die probleem wat ek het, en ek weet dit kan dalk wees omdat ek dit nou so opgestel het, maar die wêreld leer ons nie hoe om te heg nie. Sien julle dat daar's nie 'n connection point nie, want ons het muur 1 eerste gebou. Daar's nie 'n connection, hulle raak aan mekaar, maar hulle kan nie op mekaar rus nie.
Dis die eenvoudige. Julle gaan nou verstaan waantoe ek op pad. 'n muur is nie 'n gebou nie. Is julle met my? Om 'n eenvoudige muur te bou en dan nog een aan om te bou en dan nog een aan om te bou en dan nog een aan om te bou. Ek weet nie van julle nie, maar ek sal nie in daai plek wil bly nie. Ons het 'n basic logika wat vir ons hierdie definieer. Die probleem met die sisteem, en ek het nou gesê ek is nie op aanval op die sisteem nie, want van die goed stem ek regtig mee saam. Dis goed om daai ambisie te hê. Dis goed om sekere goed te definieer en dis eenvoudig, gaan na die sisteem toe, lees boeke en dit help jou om dit te definieer. Maar die tweede probleem wat ek met hierdie het is hierdie is nie geanker nie. Hierdie muur moet leer om self al die gewig te dra. Okay, so kom ons kyk na vandag se bouproses, want daar's 'n belangrike onderskeid wat getref moet word. Die onderskeid is die volgende: die manier hoe ons vandag bou en die manier hoe daar in antieke tyd gebou is wanneer ons na die skrif toe gaan, lyk nie heeltemal dieselfde nie. Hoe bou ons vandag? Ons bou deur 'n fondasie te grou, is dit 600 diep? Dan seker af hoe hoog jy wil bou. Maar ek dink is omtrent 600 diep. Om Johan? 500 diep, hoe wyd? 600 wyd. So jy begin deur 'n sloot te grou. Dan gooi jy 'n concrete mix daarin en dan moet daai concrete mix lekker droog word en dan begin jy, en ek gaan nou maar net vinnig hier deurhardloop. Dan begin jy 'n baksteenlaag bou. Dalk is dit belangriker om te sê jy begin by die plan. En dan begin jy grou. Moenie grou sonder dat jy na die plan gekyk het nie, anders het jy 'n probleem. So nadat jy die fondasie gegooi het, nou begin jy baksteenlaag sit. Dan kry jy so iets soos Brickforce. Ek wou eintlik saamgebring het, maar ek het te lekker gekuier saam met die pastoor, toe het ek vergeet om dit te bring. Dan kry jy so iets soos 'n Brickforce. Dis 'n draad. Jy koop hom, ons het ons in gekoop en ek dink hulle almal is rond en jy het 'n mission om daai ding af te rol, maar jy bou hom vas. So wat gebeur is jy pak 'n baksteen, sit die laag op. Dis 'n draadjie wat jy opsit, bou 'n laag. En ek dink die eerste paar lae sit jy 'n paar in en dan die heel boonste paar lae sit jy 'n paar lae Brickforce in. En tussenin elke 6de laag sit jy in. So die bouproses is eenvoudig. Is eintlik nogal 'n no-brainer om te bou. Jy moet net reg wees om te werk. Lus wees om te werk en bereid wees om dit te seerig te sit. So jy pak bakstene, pak Brickforce, hier kom 'n venster in, bou 'n gap oop, sit 'n houtraam of iets daaraan. Jy's reg met hom of sit jou venster selfs in. Dan bo die venster sit jy 'n lintel en dan sit jy jou laaste paar Brickforce en dan is jou muur gebou en dan sit jy jou dak op. Dit is nou baie eenvoudig. Daar kan definitief baie dieper verduideliking gegee word. Hier's die concern. En dis amazing. Wanneer ons na hierdie bouproses kyk, sien ons dat die muur maak staat op die muur. Alles leun op mekaar. Wat goed is nie noodwendig sleg nie. Maar hierso is die onderskeid wat ons moet intrek. Kom ek lees gou eers hierdie. Moderne bouwerk word sterk gemaak deur die ondersteuning wat oral versprei is. Maar antieke bouwerk is sterk gemaak deur een klip. So kom ons lees net gou vinnig 'n skrif. Dis in Efesiërs 2 vanaf vers 20. Julle kan julle Bybels daarso oopmaak. Efesiërs 2 vanaf vers 20. Kyk vir my as julle hom het. Wil hê julle moet asseblief saam met my lees. Kom ons gaan van vers 19 af. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. In wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys en tot 'n heilige tempel in die Here. In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hierso word gepraat van 'n fundament en dan word hier gepraat van 'n hoeksteen wat Jesus self is. Een van die belangrike goed is wanneer ons die skrif lees, moet ons altyd in gedagte hou die konteks waarin dit geskryf is. Jesus het nie hier geskryf met 'n moderne konteks nie. Met ander woorde, hulle het nie huise gebou soos wat ons dit het nie.
Nou bou ons dit met 'n lekker sterk sementlaag. Kan ek vir jou sê, hoe was dit gebou in die antieke tyd? Net om konteks te skep. In die antieke tyd het hulle een groot klip gekry, 'n klip wat groter was as die boustene, en hulle het hom geposisioneer. En daar waar hulle hom gesit het, hoe hulle hom gesit het die hele gebou bepaal. Hulle het hom neergesit, en daai klip het bepaal, hier's die angle van muur 1, hier's die angle van muur 2. En nou bou ons vanaf hom. Al kan ek vra, daai groot boks, sal jy hom gou vir my bring asseblief? Okay, Roan, Dawie, slaan gou vir ons hierdie muur weer af asseblief. In die Bybelse tyd het hulle nie begin met 'n slab, concrete slab wat hulle gegooi het nie. Hulle het begin met een klip. Allah, bring hom vir ons hier na toe asseblief. Sit hom vir ons hier in die middel heel eerste. Ekskuusie man. Nou verwoes jy my prentjie. Moet ek beter bou. As ons hoor fondasie aan, dink ons 'n betonslab. Julle, ek is stadig op pad na iets toe. Ek wil hê dit moet vas wees in ons gedagtes. Dis hoekom ek alles bou rondom die praktiese van hierdie boeksteen. Ons sit hom so. Hy wil nie nou regop staan nie. So wat hulle gedoen het, is hulle het heel eerste 'n soliede klip gaan neersit, wat genoem word die hoeksteen. Kan ek gou vir jou statistieke gee terwyl daai manne besig is daarso? Gou vir jou statistieke gee oor die hoekklip in antieke tyd. So die gewone huis, het ek julle aandag. 'n Gewone huis se hoeksteen was die volgende breedtes gewees. Om en by 60 cm lank. So dis omtrent so. Dis nou 'n gewone huis waarin die algemene ou gebly het. 60 cm lank, 40 cm hoog en 40 cm breed. Dis ek skat om en by so. Kom ons sê daai stabiliteit dalk eie plan nee. Gesinboks. Dit lyk vir my omtrent die gesinboks. Dis om en by hoe groot die algemene huis se hoeksteen was. Public buildings, so die publieke geboue se hoeksteen, julle hoor hierdie is crazy. Se hoeksteen was 3 meter lank. Ja, okay. Om en by 1 meter hoog en om en by 1 meter diep. Dis nogal 'n fris steen. Hoor gou die tempel wat opgegrou is en bewys is. So hier is nie net ek het die hoogste nommer gaan vat nie. Hier is wat die argeoloë sê. Die tempel in die tyd wat Jesus geleef het, the Temple Mount. Hoor gou wat was hierdie hoeksteen se size? Sy lengte was 13.6 meter. Sy hoogte was 3 meter. Sy breedte was 3 meter. Okay, nou dink ons almal, hoe het hulle daai ding geskuif? Ek wonder dit ook. Want daai ding was om en by 600 ton. Daai klip. Dis die klip wat heel eerste neergesit was. En hierdie was die bepalende faktor van gaan hierdie gebou stabiel wees? Gaan hierdie gebou staan? Gaan hierdie gebou se mure uitmekaar uitsplit? En gaan hierdie gebou reguit gebou word? Was alles gefokus op daai een klip. As jy deur hierdie kerk stap, ons het dit nou al toegepleister. So dit was so in die verlede. As jy nou al 'n tydjie stap saam met hierdie kerk, sal jy sien daar's 'n paar plekke waar daar krake in die mure is. En dit is as gevolg van die feit dat die fondasie is besig om bietjie weg te sak. Ons het kleigrond hierso, veral met baie nat het ons 'n issue, die mure trek volg al daai goed. En met tyd het ek geleer dis omdat die fondasie gly so bietjie weg. Hierdie hoeksteen het bepaal dat dit glad nie gebeur nie. So wat ek ook nou onlangs geleer het is as 'n fondasie weggly, dan grou jy 'n groter gat en jy maak die voetstuk breër. Dis nogal vir my wysheid gewees. So hierdie klip was heel eerste neergelê. Alla meet net gou vir ons 13 meter af. Jy het gister hierdie gebou gemeet. Hoe breed is hy?
16 meter. So breedte hier is 16 meter. Julle, dan is dit omtrent so hoog soos waar die ceiling begin en dan daai selfe hoogte breed is. So kom ons sê amper daai blok tot waar die venster is. Kan ons nogal saamstem dis 'n merkwaardige steen? Hoekom is hierdie vandag belangrik? Dis nie net goeie inligting nie, dankie Allah. Dis nie net goeie inligting nie. Die woord sê vir ons dat hierdie is waarop die kerk gebou word. Die fondament wat deur die apostels en die profeet gelê is. Wat was hulle woorde? Hulle woorde was Jesus Christus het gesterf. En hy sê die kerk word op die volgende gebou, die hoeksteen Jesus. Nou wil ek vandag vir jou sê, as die hoeksteen verkeerd gelê is, val die gebou uitmekaar. Wanneer dit nie gebind is, gekonnekteer is, op mekaar rus nie, of reguit gebou is nie, gaan die mure eventually bakkel, en dit gaan in mekaar tuimel. So kom ons kyk gou weer na die konteks van die antieke gebou. Daai stene was nie 'n baksteentjie nie. Dit was as die hoeksteen so groot is, kan jy jouself indink hoe groot was die boustene wat gebruik word. Die boustene moes solied gewees het, want in daardie tyd het hulle nie 'n sement gehad soos wat ons vandag gebruik nie. Hulle het modder of limestone gebruik wat hulle verhit het en dan het dit warm geword, gesmelt en hulle het dit gebruik as 'n hegtingslaagie. Maar dit was glad nie so sterk nie. Die algemene bousteen was omtrent 1 meter breed gewees. En dan om en by 1 meter, 2 meter, dis nou van die tempel gewees, 2 meter lank gewees. Jy sien, daai gebou was swaar gewees. Daai gebou was gebou, die dak, alles was van klip gebou gewees. So hier is nou die konteks van die skrif. So kom ons kom gou terug na die praktiese toe. Julle het nou die muurbou uitgefigure, so kom help my weer asseblief. Roan, Dawie, kom bou vanaf hierdie steen nou 'n muur. Okay, so Dawie, begin jy terselfdertyd daarso, Roan, begin jy terselfdertyd daarso. Kom ons gaan na die skrif toe terwyl hulle bou, want ek het reeds klem daarop gelê, as die hoeksteen skeef is die hele gebou skeef. Die hoeksteen was die belangrikste klip in die hele gebou. Dis nie net 'n simboliese klip nie, dis 'n strukturele klip. Die mure het nie die hoeksteen gedra nie, die hoeksteen dra die mure. Jy kon nie net bou en later regmaak nie, die eerste klip het die laaste klip bepaal. Okay, julle, so hierdie is regtig belangrik. Ek het begin met die volgende storie. Die stelsel leer ons, bou jouself en bou buite toe. Ek wil vandag vir jou sê, die skrif, en ons gaan dit nou lees, maak die volgende vir ons duidelik. Maak nie saak wat jy eers bou nie, as ons dit nie bou op die hoeksteen nie, as ons dit nie bou op die fondament nie, as ons dit nie bou op Jesus nie, gaan die hele muur in mekaar tuimel. Is julle met my? So vandag is hierdie die kern van die boodskap. By the way, my preektema is die hoeksteen. Is hierdie die kern van my boodskap? Dit wat Dawid skryf in Psalm 127. As die Here die kerk nie bou nie, dan bou ons te vergeefs. As die Here die kerk nie bou nie, dan mors ons, dalk moet ek sagter woorde gebruik, dan bou ons na niks toe nie. Hier's die realiteit. Ek en jy kan besig wees, ons kan onsself moeg werk, na niks toe nie. Ons kan ons lewens bou gebaseer op die beste boeke wat daar buite is. Ons kan die beste leierskapboeke lees. Ons kan spanwerkboeke lees. Ons kan identiteitsboeke lees. Ons kan al daai boeke lees. As dit nie gebou is op die hoeksteen Jesus Christus nie, dan bou ons te vergeefs. Ek moet sê, julle manne bou nogal interessant. Nou dat ek omkyk, ek sou nou by die hoek begin het, en nie van buite af binne toe nie. So, ja, hier's wat die hoeksteen doen. Dit versprei die gewig. Die pressure van die lewe
Die pressure wat rus op die mure, kom ons sê pressure op gesin, is nou nie meer afhanklik van finansiële sekuriteit nie. Pressure van gesin rus op die hoeksteen. Pressure op vrees is nie afhanklik van finansiële sekuriteit of bediening nie, dis afhanklik van die hoeksteen. Is julle saam met my? Julle, hierdie is belangrik, ek repeat dit oor en oor, kom ek kom na hierdie kant toe. Weet, julle kan nou nie hierdie kant lees nie, en julle kan nou nie daai kant so lekker lees nie. Leierskap is nie meer afhanklik van goedkeuring nie. Leierskap is nie meer afhanklik van invloed nie. Leierskap rus op die hoeksteen. Al die pressure, as ons nou 'n balkie moet opsit, word gereguleer en druk op die hoeksteen. Vandag se sisteme en bouproses het ons geleer, jy moet nou maar seker maak, invloed is goed gesement en goed reinforced, sodat ambisie staande sal bly. That's a failing system. Die sisteem is as volg. Besigheid is nie gebou op trots, of op goedkeuring, of op sukses nie. Al daai pressure om rus op die ware een, Jesus Christus. So kom ons lees nou, wat sê die skrif? 1 Korintiërs 3 vers 11. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Dit is so eenvoudig. Ons is al geïndoktrineer om die meertrekkie te soek. Hierdie maak nie sin nie. Niemand anders kan die fondasie kom lê. Ons kan nie enigiets anders op die tafel sit, behalwe Jesus. Dis wat Paulus sê, hy sê, dis al wat ek kan preek, is Christus en Christus alleen. Christ and Christ crucified, die een wat gesterf het. Dis my boodskap. Julle verwag dalk meer, maar hier is my boodskap. Jesus. Jesus alleen. Die openbaring van Jesus is wat die kerk staande hou. Die openbaring van Jesus in jou familie is wat jou familie staande gaan hou. Die openbaring van wie hy is. Efesiërs 2 het ons reeds gelees, maar ons gaan nou terugkom na hom toe. Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Hy is die bepalende een. Ek het 2 weke terug hieroor gepreek, toe ek die ewige Christus oor gepreek het. Toe het ek gepreek oor, as hy back off, val alles in mekaar. As ons hierdie hoeksteen, hulle het nou vreemd gebou, maar as ons hierdie hoeksteen verwyder, as die hoeksteen sy rol vervul, van alles rus op hom, as hierdie hoeksteen verwyder word, het ons nou dit vasgestel, val alles in mekaar. Dan tuimel die wêreld in mekaar, as Jesus moet back off. Hy is die bepalende een. Hierdie hoeksteen het bepaal dat soontoe gebou gaan word. Hierdie hoeksteen het bepaal dat soontoe gebou gaan word. Daar's nie 'n kwessie van die gebou is skeef nie, want die hoeksteen het dit reg bepaal. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van hele skepping. Hoor wat sê die Ou Testament, Jesaja 28 vers 16. Daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is. Dan wil ek vir jou vra, wie is die een wat Jesus, wat ons nou net van gelees het, gebepaal het as die een wat die hoeksteen moet wees? Die Vader. Hulle is nie deur mekaar oor op wie word die kerk gebou nie. Die Vader het dit duidelik gemaak. Ek lê 'n steen, Jesus. Psalm 118 vers 2. Die steen wat die bouers verwerp het die hoeksteen geword. Julle Christendom is die volgende. Alles wat ek het word gebou op hom. Alles wie ek is word gebou op die hoeksteen Jesus Christus. Okay, so nou natuurlik is die vraag, hoe impakteer dit? Want dit is nou maklik om bokse op mekaar te pak. Dit is maklik om te sê, okay, jy moet alles op Jesus bou. Hoe impakteer dit ons lewens? Ek gaan nou nog prakties probeer gaan, so ver as ek kan. Hierdie is wat die skrif vir ons sê, die uitkoms is
van 'n lewe wat gebou is op die hoeksteen. 1 Petrus 2 vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevalle is deur Jesus Christus. OK. As Jesus die hoeksteen is, wil ek vir jou vra, wie is die argitek? As jy net 'n bousteen is jy nie die argitek nie. En hierdie is vir my die mees challengingste, soos dat ek hierdie week konstant, wel dis nou al 2 weke wat ek voorberei oor op die hoeksteen, wat ek my hart net so in lyn kry, is as ek net 'n bousteen is, dan is die eindprentjie in sy hand en nie in my hand nie. Want hoeveel keer kom ons en ons sê, ja Here, hierso is ek, maar kan ek net vir jou sê, hoe ek dit wil hê? Ek het dit al vir hom gesê. Hierdie is hoe ek dit wil hê, by the way. Ons is 'n bousteen, hy is die hoeksteen en hulle is die argitek. The Godhead, they are the architects. Ons bou deel van 'n groter liggaam. Jy is 'n steen in 'n groter gebou. Efesiërs 2:22 tot 22. Gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel is in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God. Wat bou ons hierdie jaar? 'n Woonplek waar hy wil wees. Met hierdie het jy nodig om te besef, jy's 'n bousteen tot hierdie woonplek. Daar's ek wat bevoorreg is om as herder julle te lei. Daar's die 5voudige bediening wat gegee word om die liggaam te versterk. Daar's leiers wat departemente lei. Niemand is belangriker as die ander nie. Elke liewe een van ons is 'n bousteen. En jy het nodig om te besef, dis hoekom dit vir jou belangrik is om kerk toe te gaan, want jy's 'n bousteen tot 'n woonplek. Is julle met my? Kom ons lees net nog so 2 skrifte. Efesiërs 4 vers 15 tot 16. Maar terwyl ons in liefde en in waarheid die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele gesin goed saamgevoeg en verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van die afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Matteus 7 vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woord van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. Terwyl ek voorberei, kom hierdie skrif in my hart op. Die rots is, mens kan dink, is dit die hoeksteen, is dit nie die hoeksteen nie. Daar word gesê, elkeen wat na die woorde van God luister en sy huis bou op die rots, sal bly staan wanneer die storms kom. Vir my is daar 'n duidelike deurtrek. Elkeen wat sy huis, homself bou op die hoeksteen van Christus, kan weet hy sal veilig wees. Hy sal okay wees. Die verskil was nie die storm nie, die verskil was die fondament gewees in daardie geval. Sand, klip, die fondasie was die verskil gewees. So hierso nou, as Jesus jou hoeksteen is, dan verander jou besluitneming. Want as Jesus die hoeksteen is, en jy wil eintlik soontoe gaan, dan weet jy kan nie soontoe gaan nie, want die hoeksteen het reeds die rigting bepaal. En dit is die tawwe deel van Christendom in vandag se tyd. Here, ek wil soontoe gaan, ja, maar ek wil hê jy moet soontoe gaan. Here, ek wil die dak wees, maar ek wil hê jy moet die bousteen wees. Here, ek wil die venster wees, want die venster dra nie druk nie, hy's net lig. Nee, ek wil hê jy moet die bousteen wees. En dan kom ons op 'n punt wat ons sê, soos Jesus, Here, kan hierdie beker eintlik maar by my verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. Jesus as die hoeksteen challenge die heel eerste ding, is jy bereid om te submit? Is jy bereid om te sê, Here, U plan nie my plan nie?
Jy maak besluite op as gevolg van hom en nie as gevolg van jou gevoelens nie. Jy bou karakter voordat jy platform bou. Jy soek gehoorsaamheid voor sukses. Al hierdie goed kos jou 'n prys en dit word nederigheid genoem. Nie my plan, Here, U plan. Jy vra nie, werk dit nie. Jy vra, lyn dit op met die hoeksteen. Lyn dit op met die fondasie. Sien, die probleem is nie dat ons bou nie, ons probleem is dat ons bou soms sonder 'n hoeksteen. Ek wil gou sekere, my iPad, my nek is nie. Ek wil net gou na 'n ander program toe gaan nie. Ek sien my notas, laaste notas wat ek wou deel het nie oorgedra nie. Hierso is dit. Jy sien, die probleem is nie dat ons bou nie, want ons almal bou. Die probleem is dat ons bou sonder 'n anker. So wanneer ons bou op die hoeksteen, gebeur die volgende goed. Ek het 3 goedjies hier neergeskryf. Sy woorde bring vrede. Klink nie fancy nie, julle. Sy woorde bring vrede. Wanneer ek en jy weet, let's say ons is hierdie, jy kan vir jouself 'n boks kies. Jy weet wat is relevant vir jou in hierdie tyd. Let's say jy is by stabiliteit. Wanneer dinge onstabiel raak, dan weet jy, okay, dis nie as gevolg van die hoeksteen wat skuif nie, want die hoeksteen is geplaas. Sy woorde bring vrede. Dinge voel onstabiel nou. Dis okay. Ons gaan okay wees. Want hy ken dit. Hy ken alles van ons, hy's buite tyd. Hy weet wat die toekoms inhou. Jy gaan okay wees. Hierdie bad ding het met jou gebeur, dit voel of hierdie bad dinge ewigheid lank aangaan. Jesus slaap in die storm. Here, kan jy tog net wakker word? Dis okay. Jy gaan okay wees. Jesus spreek vrede oor die storm. Julle, ons is in 'n tyd waar dinge met 'n spoed optel. Ons is in 'n tyd waar ons konstant gechallenge word. Jy's besig en somewhere along the line vergeet jy of besef jy, ek het vergeet om tyd by die Here te spandeer, ek het vergeet om hom te acknowledge. Al hierdie goedjies is 'n warboel en 'n realiteit vir elkeen van ons. Wanneer ons lewe gebou is op die fondasie, besef ons gaan okay wees. Want ek hoef dit nie te dra nie. Hy sal dit dra. Ek is deel daarvan net om die liggaam te bou. Tweedens is sy leierskap lei na 'n plek van rus. Weereens, ons is gechallenge in vandag se tyd. Van ons, ek weet van mense hier wat hier sit, wat 3-4 mense se werk doen alleen. Dis uitputtend. Ek weet van mense wat hier binne sit, wat 3-4 werke werk. Net party van ons om te survive, tweedens, want dis talente wat gegee is en ek wil gehoorsaam wees met my talent. Elkeen van ons is gechallenge met iets. Vandag wil ek vir jou sê, as jou lewe gebou is op die hoeksteen, en jy in lyn is met die hoeksteen, is die toekoms nie onseker nie. Jy kan vrede hê, want sy leierskap lei na rus. Sy leierskap, Psalm 23, julle ken hom? Wie ken hom nie? Almal ken hom. Die Here is my herder. Hy lei my, so met ander woorde, hierdie rigting, die angle is geset, waters waar daar vrede is, waar daar rus is, vrede is. Okay, die angle is geset, groen weivelde, ons gaan okay wees. Hy dek vir my 'n tafel in die aangesig van my vyande, ons gaan okay wees, as ons lewe gebou is op die hoeksteen. Derdens wat ek gesê het hierso is, wanneer jou lewe gebou is op die hoeksteen, is elke woord wat hy spreek, worth gold. Wanneer hy spreek, is dit die moeite werd. Is dit 'n gedagte om te luister? Is dit iets om te gehoorsaam? Want, ons weet ons is okay. Jou lewe gebou op Jesus, gaan die langste hou. Maar die lewe wat jy bou op jouself, gaan dalk vinniger opgerig wees. Maar dit gaan onstabiel wees. Gaan nie so lank hou nie. So kan ek jou challenge vandag. Hier's my, nee, ek wil nie sê challenge nie, hier's my uitnodiging. Net jy weet, is jou lewe gebou op die fondasie. Is jou lewe gebou op die hoeksteen.
Hier is die challenge, en dis nie my challenge nie, dis die woord. Hoe bou ek my lewe op die fondasie? Delf in hierdie woord in. Wie het Psalm 119 deurgewerk hierdie week? Wie het at least begin? Ons het meer wat begin het. Psalm 119 skryf Dawid oor en oor. Hierdie woord is my kos. Hierdie is wat my fondasie is. Hierdie is wat my lei. Hierdie is wat my vorentoe vat. Hierdie is wat maak dat ek suksesvol is. As dit nie vir hierdie was nie, sou ek sekerlik gesterf het. Ek wil vorentoe. Daar is nou alles paraphrases, maar Dawid kom sê, hierdie is die mees kosbaarste ding in my lewe. My vraag vir jou, of om jou vraag te antwoord, hoe bou jy op die fondasie? Is hierdie woord julle. Ek kan hom vir julle preek, maar dis nie die kos nie. Dis nie wat jou gaan voed nie. So Here, ek wil vra dat die eenvoudige woord wat ek vandag deel, en gedeel het rondom U is die hoeksteen, dat elkeen hier dit sal onthou. Ek wil vra dat ons dit nie net onthou nie, maar dat ons sal bou in lyn met. Dat ons altyd in lyn sal wees. Ek bid dat ons vrede sal hê. Vrede wat verstand te bowe gaan, want ons weet, die hoeksteen is reeds gelê, en daardie hoeksteen kan nie geskei word nie. Kan ek jou 'n oomblik gee van refleksie? Vra die Heilige Gees om vir jou te wys, waar is jou lewe nie gebou op die hoeksteen nie. Ek wil vandag vir jou sê, 'n lewe wat gebou word, gebeur nie per ongeluk nie, dit gebeur intentioneel. 'n Oomblik van distraction kan maak dat daar 'n fout gebeur, dat 'n fout inglip. 'n Oomblik waar daar te veel geluister word na stemme, kan maak dat jy perspektief verloor. Yes, ons honor broers en susters se stemme, maar dis nie die belangrikste nie. Vra die Here, waar het jy perspektief verloor? Waar het jy dalk te veel na die stemme geluister? Waar was jy vir 'n oomblik distracted? Waar het jy iets gebou wat nie in lyn is? Heilige Gees, dankie dat U ons nooit los nie. Dankie dat ons okay gaan wees. En Here, dankie dat ons deel kan wees van die bouplek. Dankie dat ons 'n nie bouplek nie, woonplek. Dankie dat ons deel kan wees van die woonplek wat gebou word. Dankie dat ons boustene kan wees. In die naam van Jesus, ons eer U. Ons is lief vir U. Amen.